Goeiemôre, vandag is dit donderdag en ons gaan vandag saam lees wat Jesus gedoen het als op hierdie donderdag, die tweede besigste dag in hierdie hele week. Dinsdag was by verre die besigste. Vandag is ook weer lekker baie, so ons gaan weer nie deur alles saam gelees kry nie. Ek gaan dit wel net weer opsom, maar voordat ek daarby kom, wil ek eers verduidelik hoe môre se video's gaan werk. Vrydag se video's gaan bietjie anders werk. Ek sal vroegoggend al reeds een opsit, soos wat ek elke dag gedoen het, maar ek gaan 3 video's opsit vir Vrydag. Want wat Marcus doen is hy breek die hele Vrydag verhaal vir ons baie mooi in 3 uur stukke op. Hier, ek kan nou nie presies onthou nie, maar ek sal vir julle môre sê, maar hy breek dit reg op tot en met 3 uur. So dit is dan die laaste gedeeltes van 12 tot 3, die middelste gedeelte van 9 tot 12 en dan van 6 uur tot 9 uur is die eerste gedeelte. So dit is hoe dit môre gaan werk en ek gaan probeer sover as wat ek kan om dit op daardie eindse tyd. So as hy begin met die 6 tot 9 gedeelte, gaan ek mik om met 6 uur uit te stuur. En as hy dan begin by die 9 tot 12 gedeelte, gaan ek mik om met 9 uur uit te stuur. En dan dieselfde vir die 12 tot 3 om met 12 uur uit te stuur. So dit is hoe dit gaan werk vir Vrydag. Maar dit gaan ook baie korter videoetjies wees, omdat dit natuurlik korter gedeeltes is wat hanteer word. So moet ek ook al net sê, vir Vrydag se diens, ek sommer nou al vir julle, gaan ons Psalm 22 in die kerk hanteer. Julle gaan ook sien, dit is die gedeelte waar die Psalm begin, my God, waarom het U my verlaat? En dit word ook spesifiek hier in die Markus verhaal op die kruis vertel, en dis juist hoekom ek Vrydag se diens daaroor gaan maak, en ons gaan Sondag weer eens oor Psalm 22 praat, maar ons gaan hom dan afsluit. So dit is waar die preke gaan. Moenie nou vreemd voel dat dit ewe skielik uit Psalms uitkom nie, dit is gegrond uit Markus uit, en dis waar die Psalms kom, maar dit is die plan vir vorentoe, so moenie môreoggend skrik as jy nie 'n video kry 5 uur die oggend nie. Dit gaan eers 6 uur deurkom. Nou as ons nou gaan kyk wat Jesus op hierdie donderdag gedoen het, baie van julle sal dit dalk ken as Maundy Thursday, julle het dalk al daai woord gehoor. Dit is natuurlik ook die dag waar die nagmaal vir die eerste keer ingestel word. Maar voordat ons daarby kom, gaan ek eers bietjie net so vinnig die opsomming gee van alles wat gebeur het. Julle gaan sien in Markus is dit van Markus 14 vers 12 af tot aan die einde van van hoofstuk 14. Dit is die res van die dag. So dit is 'n hele mond vol. Maar ek gaan sommer net die hoofopskrifte lees sodat ons net weet wat het alles in hierdie dag gebeur. Nou die eerste gedeelte begin ons deur waar Jesus die mense uitstuur en hulle sê om solank te gaan reed maak vir die Pasga wat hulle daai aand sal vier. So dit is die eerste gedeelte. Jesus stuur 2 van hulle uit om die kamer en die vertrek solank reg te kry vir die Pasga. Die tweede gedeelte is die instelling van die nagmaal, die avondmaal soos wat ons dit ken. En dan is dit daarna die waarskuwing aan Petrus waar Jesus vir Petrus sê, jy gaan my verraai, en Petrus sê nee, ek gaan nie, en Jesus sê vir hom ja, jy gaan 3 keer voordat die haan 2 keer gekraai het. En daarna beweeg hulle uit en hulle is op pad na Getsemane toe. Dan is dit waar hulle in Getsemane is. Jesus bid en hy het 'n baie rou oomblik daar in Getsemane en hy vra vir sy disippels om wakker te bly en om te waak en hulle slaap en dit gebeur 3 keer. En dan uiteindelik is dit Jesus wat gevangene geneem word, want daar in Getsemane dan kom Judas en hy kom verraai vir Jesus deur die soen en daar word Jesus gevangene geneem. En uiteindelik word hy dan nou voor die Sanhedrin, voor die Joodse raad verhoor, en dan word hy verloon deur Petrus, daar dieselfde aand nog, word hy 3 keer verloon deur Petrus, voordat die haan 2 keer kraai, en dit is dan waarop ons die dag afsluit. Dan word hy hier in die laat aandure, is dit waar Petrus hom verloon, en dan volgende oggend vroeg op Vrydag gaan hy voor Pilatus verskyn, maar daaroor gesels ons môre. So ek wil wel eers noem, voordat ek na die gedeelte toe wat ons saam gaan lees, wil ek net noem hierdie oor waar Jesus gevangene geneem word. Die mense kom daar aan met wapens, hulle kom met, ek dink 'n swaarde en messe en enige wapen eintlik wat hulle kon, om hom nou te kom vang. En dan sê Jesus vir hulle, maar weet jy wat, jy is eintlik nou besig om belaglik te wees. Ek was konstant saam met jou daar gewees, in die publiek, jy kon my enige tyd kom vang het, ek is nie hier om moeilik te wees nie. So, hoekom wil jy my nou soos 'n misdadiger en iemand wat konflik kom maak, hanteer, want dit is nie wie ek is nie. So Jesus wys hulle weer eens eintlik so bietjie hulle skynheiligheid uit, om te sê, jy kom in die aand, wanneer die Jode
die massas nie by my is nie, want ons sal onthou, die massas Jode was eintlik aan Jesus se kant, dis juist hoekom hulle iemand nodig gehad het om hom te verloon. Nou kom jy in die donker nag, hier waar ek eintlik 'n baie intieme oomblik met my Vader het, nou kom jy en jy wil nou maak asof ek hierdie ongelooflike oues wat nou gaan skop en slaan en te kere gaan, dis nie wie ek is nie, ek was daar tussen julle gewees. So Jesus kom weer en hy wys daai skynheiligheid uit. Dis is net sommer vir interessantheid, maar ek wil hê ons moet daarop let, want dit wys weer vir ons, die massas was eintlik aan Jesus se kant en daarom moes hulle dit in die nag kom doen, en dat hulle weer eens Jesus net misverstaan. Dis eintlik die lank en die kort. Nou, reg deur hierdie hoofstuk is dit, of eintlik reg deur Markus, word die disippels konstant faal hulle in alles wat hulle doen. Jesus sê vir hulle keer op keer, jy mis die punt, jy mis die punt, jy mis die punt. Selfs nou hier met Petrus. Petrus is vuur en vlam en sê, Here, ek gaan nie nooit verraai nie, ek sal tot aan die dood by u wees. En dan sodra hy gevangene geneem word, dan verdwyn hy. So die ander tema wat reg deur Markus daar is die idee dat die disippels konstant val. En dit is eintlik gerusstellend, want ons val ook, en hulle was die naaste aan Jesus gewees. Nietemin, nou raak ek hier op 'n sypunt aan die gang, en dit is eintlik nie waaroor ek vandag wil gesels nie. Ek gaan vir ons saam lees uit Markus 14 vers 12 tot aan die einde van vers 26. Dit is weer 2 gedeeltes. Nou die eerste gedeelte is oor die Pasga en die tweede een oor die instelling van die nagmaal. So ek gaan dit vir ons lees. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, wanneer hulle gewoonlik die Pasga lam geslag het Jesus se disippels vir hom gesê, waar wil jy hê moet ons gaan voorbereidings tref, sodat u die Pasga kan eet? Hy stuur toe 2 van sy disippels en sê vir hulle, gaan in die stad in, en 'n man wat 'n kruik water dra, sal julle tegemoet kom. Volg hom, en waar hy ook al mag ingaan, sê vir die eienaar van die huis, die leermeester vra, waar is my gastekamer, waar ek die Pasga saam met my disippels moet eet? Hy sal vir julle 'n groot bokamer wys wat reeds ingerig en gereed gemaak is. Tref daar vir ons voorbereidings. Die disippels het vertrek en die stad ingegaan. Hulle het dit net so aangetref soos hy vir hulle gesê het, en hulle het die Pasga voorberei. Teen die aand kom Jesus toe met die 12. Hulle het vir ete aangeleen, en terwyl hulle eet, het Jesus gesê, Amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle het bedroef geword en hom een vir een gevra, tog seker nie, ek nie. Hy het vir hulle gesê, dit is een van die 12, die een wat saam met my sy hand in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daaroor hom geskryf staan, maar wee daardie man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom beter gewees het as hy nie gebore was nie. Dan sit nou die volgende gedeelte. Terwyl hulle eet, het hy brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee vir hulle en sê, neem, dit is my liggaam. Toe het hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee en hulle almal het daaruit gedrink. Hy het vir hulle gesê, dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word. Amen, ek sê vir julle, ek sal beslis nie meer van die vrug van die druiwestok drink, tot daardie dag, wanneer ek dit nie in die koninkryk van God sal drink nie. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. Nou eerstens wil ek net hier ietsie noem. Dis baie interessant dat Jesus 2 vooruitstuur in plaas van net 1. Nou, daar is 'n teorie en ek dink daar's 'n bietjie water aan daai teorie, 'n bietjie gesag aan daardie teorie moet ek eerder sê, dat Jesus 2 uitstuur want hy beperk eintlik vir Judas, want Judas is hier konstant. Gisterand het ons gelees dat hy sodra hy by die hoëpriesters was, is hy konstant op soek na 'n geleentheid om Jesus te verraai. Nou, hierso is hy besig om die Pasga voor te berei en Jesus hulle is op pad soontoe. En Jesus beperk hom deur 2 te stuur, want Judas weet nog nie waar dit is nie. Hy weet wel hulle gaan die Pasga vier, maar hy weet nie waar dit is nie. So hy stuur 2 vooruit en so sê hy vir Judas eintlik indirek nog nie nou nie. Dit is eintlik die eerste gedeelte van hierdie hele ding is hy sê nog nie nou nie. Hierdie moet eers gebeur. Hierdie instelling van die Pasga, hierdie volbringing van die Pasga en die instelling van die nagmaal moet eers gebeur voordat jy my kan verraai. So dit is die eerste ding. En die rede hoekom ek hierdie 2 stukke saam gelees het vanaand is want daar's 'n ongelooflike nabye verbintenis tussen die Pasga en die nagmaal. Want as ons gaan kyk, die Pasga was natuurlik met die Exodus. As hulle toe die Israeliete uit Egipte land uitgelei is, het hulle die paaslam geslag die aand voor die 10de plaag. So hulle het hierdie Pasga lam geslag, die bloed teen die deure gesluit,
gevee en dan sou die engel oor hulle deure verbygaan het en hulle sou beskerm word deur hierdie bloed. Maar buiten vir dit het hulle ook die pasgalam saam geëet daardie aand. En daar is 'n groot gedeelte ook daaraan. Met ander woorde, hoe dit in die antieke tyd gewerk, in die Ou Testament met die Exodus, het die Israeliete die Pasga gevier voor die bevryding van die volk in Egipte. Met ander woorde, die aand voordat Farao vir hulle gesê het, nou kan julle maar gaan, nou asseblief kom tog net uit my land uit, daar is die pasgalam geëet. Nou hierso, waar die instelling van die nagmaal gebeur, weer eens hierdie twee raamwerke van Markus, typies Markus, kom hy en hy plaas dit op daai selfde aand, en Jesus word gesê, of Jesus breek die brood en hy sê, dit is my liggaam. En so kan ons eintlik half, en hy sê natuurlik vir die wyn ook, dit is my bloed. En so kan ons dan nou verstaan dat hierdie avondmaal eintlik die begin was van 'n nuwe era, 'n nuwe Pasga, as ons dit nou so kan sê, 'n nuwe Passover, soos wat mense in Engels sal sê, 'n nuwe Paasfees. Want net soos wat die antieke Israeliete dit sou geëet het, met die oog om te herdenk dat hulle verlos is uit die Egipte uit, en dat die Here hulle uitgelei het, en die aand, dit is die aand voor die vertrek, so word die nagmaal ook ingestel as die aand voor die begin van die nuwe bedeling, as ek dit nou so kan sê. Waar Jesus kom en sê, hierso is iets, op die vooraand gaan ons iets saam eet, want die begin iets nuuts môre. En ek dink dit is wat ek vandag vir jou wil kom sê, is daar waar jy vanaand saam met jou gesin is, wil ek jou vra, doen moeite. Ek weet ons is baie keer geneig, eet ons sommer net voor die TV of so, maar ek wil jou vra om vanaand, doen moeite om saam met jou gesin om 'n tafel te sit. Want vanaand is dit half 'n herdenking van hierdie avondsmaal, waar Jesus kom en sê, hier's iets nuuts op pad. Julle gaan van môre af, word julle verlos. En dit is hoe die pad vorentoe lyk van hier af. Want Jesus was ook baie lief daarvoor, ons sien dit reg deur die evangelies, om saam met mense te eet. En ons moet nie dink dat hy net saam met hulle geëet het, om nou half 'n metaforiese ete te hê nie. Nee, hy het werklik saam met hulle gesit en eet. Hy het kos geëet, want hy het hulle gevoed, as ek dit nou so kan sê. Dink aan die visse en die brood wat hy gebreek het. Deur sy hande kan ons lewe, kry ons lewe. En so ook, as ons die nagmaal vier, en as ons Paasfees vier, kry ons deur hom nuwe lewe. So mag jy dit onthou. Kom ons sit so, dan sluit ons af. Liewe Here, ja, mens kan nie anders as om aan die een kant te juig, dat dit amper Paasfees is nie, maar aan die ander kant te treur, dat dit ooit nodig was, Here. Dat U moes kom sterf. Dit is so hartseer. Want dan aan die ander kant weet ons, dit is vir ons, en daarom kan ons jubel en juig, want ons kon dit nie self doen nie. Here, hier waar ons op die voordag van Goeie Vrydag is, wil ons kom vra, help ons om in U te lewe, Here. Dat ons in U werklik die lewensbrood en die lewenswyn kry. Help ons om dit vandag ten diepste te ervaar, maar ook, soos ek gevra het, Here, waar daar mense vanaand is wat saam om 'n tafel sit, mag ons, waar ons saam om 'n tafel sit, môre by die kerkdiens, mag ons besef dat daar iets heilig daarin is, Here. Dat daar iets heilig is aan om saam met medegelowiges aan 'n tafel te kan sit en om U te kan herdenk, Here. Ons kan nie anders as om U te loof en te prys nie. Amen. Mag jy 'n geseënde dag verder hê.